Goeiedag en welkom hier by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God kry. Ons reis hierdie week deur die tema Leef in die oomblik en ons gesels oor hoe kan ek en jy die beste maak van elke oomblik, veral in hierdie feestyd wat ons is. En dalk is jy nie tussen familie nie, dalk is jy in 'n vreemde land, wil ek vir jou sê, ek en jy kan nog steeds die beste maak van ons saak en ek en jy kan nog steeds leef met 'n stuk waardering en 'n stuk vrede in ons hart. En juist daarom praat Jesus in Lukas 12 vers 25 tot 26 oor iets wat my en jou geluk kom steel by die Here. En Jesus sê, kan al julle bekommernisse 'n enkele sekonde tot julle lewe toevoeg? Natuurlik nie. En as kommer nie eers sulke klein dingetjies kan regkry nie, wat is die nut van die kommer oor groter dinge? Ons het vroeër die week 'n bietjie daardeur gereis, maar Christus druk dit uit. Hy kom sê vir ons, hy sê, wat help dit? Hy vra die vraag, hy sê, kan dit enige iets van jou toekoms affekteer deur daaroor te bekommer? Hy sê nee. So wat help dit? Hy sê, hoekom hou julle julleself besig met bekommernisse? As dit niks toevoeg in waarde, in tyd, daar's niks wat dit verander nie. En ek glo dat die Here op soveel plekke in die Bybel hierdie spesifiek sê, en wetenskap begin nou by dit aanlas, eintlik lankal, maar ons weet dat die hoofoorsaak van hartkwale nie byvoorbeeld cholesterol is nie, maar dat stres nog steeds die nommer 1 bydraende faktor is tot siektetoestande, tot mense wie liggaamlike siektetoestande het en selfs psigiese onwelstand het. En Jesus kom sê dit vir ons. Hy sê, hou op stres, hou op bang wees, hou op angstig wees. Dit gaan nie net oor ons is dalk 'n bietjie klein gelowig nie. Christus verstaan dat dit ons liggaam aftakel. Hy verstaan dat dit 'n implikasie het op ons gesondheid, saam met die res van dit. En dan sê hy, hoeveel van julle kan enigiets toevoeg tot julle lewe? Maar wat ek en jy doen wanneer ons oor alles stres en bekommer en dalk het jy regtig 'n rede, dalk is Januarie 2025 iets wat vir jou om die hoek loer en jy is nie reg daarvoor nie en jy is nie seker waar jy die voorsiening gaan kry nie. Christus sê, vir my en vir jou om te bekommer oor dit steel ons eintlik die vreugde nie net van vandag nie, maar ook van môre. En in daai proses is daar niks wat ons kan doen aan die saak nie, ons kan niks verbeter nie. En dan sê hy vir ons, hy sê natuurlik nie, hy sê as kommer nie eers so klein dingetjies kan regkry nie, wat is die nut? Jesus sê daar's geen nut, daar's geen rede om te bekommer nie. En ek wil jou vra vandag, dalk kyk jy saam en dink is maklik vir jou om te sê, jy verstaan nie waar ek is nie, en dalk is jy reg, dalk is jy 100% reg, maar ek weet wel, en ek gaan saam met jou bid vandag, dat die Here jou seën en my gebed vir jou is, dat hy kommer, angs en vrees uit jou lewe uit sal verwyder. Kom ons bid saam. Here, hier waar ons saam is, bid ons, Here, en verklaar ons, Here, dat U is die enigste ware, waaragtige God. Here, ons besef dat U is ons bron, Here, U is ons sekuriteit, Here, U is die een wat ons eerste lief gehad het. Here, en ons wil vir U sê dankie vir alles wat U vir ons gee, wat U vir ons doen, en dankie vir hierdie boodskap vandag, Here, dat U deur U woord ons net weer kom versterk. Here, en ek bid terwyl ons hierdie bid, Here, verwyder angs en vrees en kommer uit ons harte uit. Here, mag ons oë op U gefestig wees, nie op die probleme wat moontlik of moontlik nie vir ons voorlê nie. Here, mag ons die dinge daarbo bedink en nie die dinge hier op aarde nie, soos wat die woord ons beveel. Here, en mag ons gedagtes vernuwe word, mag ons op 'n nuwe manier dink, deur ons gedagtes op U te vestig. Mag U kommer en vrees en angs uit ons harte uit verwyder, Here. Dankie vir uitkoms, vir deurbraak. Dankie dat U ons seën. Elkeen wat vandag saam kyk, Here, dankie dat ek hulle verklaar geseëndes van ons Here Jesus. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons kyk. Ek sien uit om jou môre weer te sien. Tot dan. Totsiens.